ouens het nie Google en WhatsApp en YouTube gehad om te gaan kyk hoe lyk hierdie goed nie. Hy moes dit wat hy sien interpreteer volgens wat hy geweet het. Daai ding lyk soos 'n luiperd met vlerke, dis maar hoe hy dit beskryf het. En dan sien hy 'n vierde dier, 'n vreesaanjaende dier wat Daniël nie kan eintlik verduidelik nie. Is geweldig groot, is buitengewoon sterk. Hy het eystertande, die kon Daniël raak sien, maar wat vir hom uitgestaan het is dat hy heeltemal anders was as die ander diere. Ons sien daar's 10 horings. Nou Bybelstudente sê vir ons dat hier's 'n rede hoekom hier diere gebruik word, want diere verteenwoordig wêreldstelsels. Jy sal dalk weet dat as jy van Amerika praat, dan Amerika word geassosieer met daai arend, né? Bald eagle. Jy het al gesien, dit beweeg so staam. Rusland, as hulle van Rusland praat, dan gaan dit saam met 'n beer. In China is dit 'n draak. Suid-Afrika het 'n springbokkie, ek dink die mooiste van hulle almal. Diere verteenwoordig baie keer wêreldstelsels. Kan jy hierdie sien? So die slim ouens het vir ons gaan sê, as hulle hierdie bestudeer en ons kyk daardeur, dan sien ons dat hierdie visioen van Daniël stem baie ooreen met wat Nebukadneser in hoofstuk 2 gedroom het. En ons kon gaan wêreldstelsels sien wat ooreenstem met die eienskappe van wat beskryf is